ek is al die pad van Natal af, volbloed Natal seun, is gebore in Newcastle, Noord-Natal. Hoërskool klaargemaak in Richards Bay. So ek sê altyd vir mense ek is omtrent een van 10 Afrikaanse mense van Natal af. Soms maar baie Engels daar, jy weet. My ma bly in Durban, maar passie gehad vir musiek, altyd geskryf en 'n droom gehad om jy weet myself uit te leef in die musiekbedryf en te kan skryf en mense te inspireer deur my musiek. En toe het ek gehoor die plek om te wees, om dit te kan doen moet jy in die stad wees. So toe het ek maar die see verhuil vir die stad en ek is nou amper 4 jaar hierso en ek kan nie genoeg kry daarvan nie, dit is vir my so lekker. In die middel van die winter op 'n ou bekende plek. Ja, weet jy Afrikaans is iets wat ek dink is nog 'n baie jong taal en ek dink daar's nog baie liedjies wat geskryf kan word en baie maniere om goed te sê. Ek is lief vir die uitdrukkings in Afrikaans. Ek is lief vir die sê dinge. Jy weet daar's woorde soos lekker wat jy nêrens anders kry in ander tale kry of kuier. Jy weet dit sê so baie vir ons en dit kan so baie beteken vir Afrikaanse mense. Ek geniet dit om my eie moedertaal te skryf. Juist omdat ek dink daar's baie Engelse musiek en baie ander musiek. En Afrikaans is maar so 'n klein industrietjie, jy weet, daar's 'n paar mense wat dit doen. En my groot idee was ook om te skryf in Afrikaans is daar ek wil amper noem die oppervlakkige musiek wat mense lekker om 'n braai luister en kuier en dans. En my hart was om regtig Afrikaanse musiek te skryf wat bietjie dieper gaan. Jy weet, bietjie emosie dra, 'n bietjie met jou hart praat, wat so klein bietjie dieper vat. En ek dink daar's plek vir so iets. En toe het ek begin skryf en jy weet my joernaal uitgehaal en begin jy weet toonset en kyk wat kom uit en ja, dit is nou 4 jaar later en ek is dankbaar vir die terugvoer van mense af wat dit baie geniet. Ek het 'n droom gehad. Ek het 'n baie goeie vriend Jatti de Beer wat saam my skryf, gereeld saam my skryf. En toevallig het ons die eendag 'n skryfsessie gereël. En die aand voor dit het ek hierdie verskriklike droom van 'n begrafnis, maar ek onthou die mense het so half gesit en my beste vriend het by die kus gestaan en hy het so half, jy weet, totsiens gesê en die begrafnisondernemer het gepraat van ek onthou nog dit so duidelik die droom hoe die begrafnisondernemer praat van geure en hoe mense eintlik die ding wat jy langs onthou van 'n persoon is sy geur, jy weet, sy reuk. En hy het gepraat van wat sy geur los jy agter, wat sy reuke los jy agter. En toe was dit nog interessant toe ek so deur die mense stap en ek gaan kyk toe in die kus, toe is dit ek wat daar lê. En nou dit is 'n verskriklike ding as jy daar so staan en jy kyk vir jouself in die kus, dan vra vir jouself nog 'n paar vrae, jy weet. In my droom het ek vir myself gevra, wat het my lewe nou gesê? Wat het ek agtergelos? En toe ek wakker word, toe het ek klomp goeders neergeskryf in my joernaal en toevallig toe Jatti opgedaag en hy het by die klavier gesit. Ons het amper nie 'n woord vir mekaar gesê nie, maar hy het by die klavier gesit en toe begin speel hy daar inleiding van vir iemand geval het. En toe sit ek die woorde by en toe pas dit perfek. Toe besef ek, jy weet, hierdie is hoekom ons musiek maak. Ek voel musiek is iets wat bestaan lank nou ek nie meer hier gaan wees nie. Jy weet, so ek hoop mense gaan nog my musiek luister. Jy weet as ek nie meer is nie, maar as hulle doen, daai kans, waar daai tannie in die Karoo sit met haar kar en sy luister, jy weet Afrikaans.com of ietsie of Groot FM wat ook al en sy hoor vir iemand geval het en dit kan iets in haar lewe verander. Jy weet, dit is waarvoor ek skryf. Dit is vir my baie exciting om te kan weet dat ek kan 'n nalatenskap agterlos wat 'n verskil kan maak in plaas van net okay, daar is plek vir die lekker musiek en kom ons sing net oor lekker tye en partytjies, maar ek dink daar is ook plek vir musiek wat inspireer en wat amper substance het, jy weet wat iets agterlos. Wat is die Afrikaanse woord vir substance? Ek weet eers nie. Diepte kan seker werk, maar dit is wat my opgewonde maak. Jy weet die feit dat daar soveel krag in musiek is en daar's mense wat reg oor die land kan luister daarna op een slag en dieselfde ervaar. Deur die donker wind weer sny deur nog 'n keer breek. Hoe lyk my Afrikaans? My Afrikaans lyk soos rugby kyk op 'n Saterdag as ek nie vertonings het nie. Lekker choppies braai. Ek hou baie van choppies braai. By the way, wat is die Engelse woord vir choppies? Chops. So daar's lekker Afrikaans. My Afrikaans lyk lekker en kuier en biltong en boerewors en droewors en rugby en ja, my familie. En my vriende en my vrou. Sy is ook Afrikaans. Kon ek jou hardloop hoor, gee my iets om in te gooi, gee my weer hoop. www.lenmiller.co.za is my webtuiste, maar dit verwys na al my sosiale blaaie soos Facebook en Instagram en
Twitter, ek is daar onlangs op Snapchat ook. So julle kan oral gaan soek vir Len Miller of Lenny Miller. Albei van daai sal julle my kan kry. En op hierdie stadium wil ek soveel optree as moontlik met die huidige album. Hy is nou so jare oud. Maar ek dink nie nog genoeg mense het al liedjies gehoor nie. So wil 'n groot genoeg platform skep sodat die volgende album nou weer, jy weet, mense jy weet swak sal interesseer. Maar ek is baie opgewonde. Ek soek antwoord in die boek. Liefde sonder grense, ek eet brood in plaas van koek. Genoeg eerder as oorvloed, ek soek minder, jy soek meer. Kinders sterf op strate, kom weer al by my deur. Hoe kosbaar is 'n lewe, wat betaal mens vir 'n bed? Niks behoort aan my nie, ek moet deel wat ek